Soveel meer, episode 14. Hugo stop om het by 12 uur voor die deur van die vragpadstal. As het nog so erg gereën het, soos die grootste deel van die pad, het hy verbygery plaas toe. Dit was 'n moeilike terugry van die Wildtuin af tot hier. Daar was vragmotors op die pad wat verbygaan bykans onmoontlik gemaak het. Nou wil hy net 'n draai loop, iemand anders se koffie drink en 'n pak beskuit koop om huis toe te neem. Maar toe hy eers binne is, maak sy maag 'n allemintige draai en hy skielik tot sterwens toe honger. Miskien is dit nie elke dag op die spyskaart nie, want daar staan op 'n swart bordjie geskryf, Special for today, curry and rice. Iemand kom na hom toe aan. Jy is mos half plaaslik. Ek vermoed ek het jou gesig al tevore hier gesien. Anders kom jy seker baie hier op Chrissiesmeer. Boer jy hier rond? En daar vind Hugo se sitvlak van self 'n stoel. Nee, ek kom nogal hier, boer nie regtig nie. Meer in Chrissiesmeer as in die padstal, maar dit hoef jy ou nie te weet nie. En nou gaan ek 'n bietjie langer hier wees, want jou curry en rys ruik soos warmte en huis toe kom, nadat jy vir 'n maand en 'n aand met 'n perdekar deur Siberië gereis het. Terwyl hy wag vir sy kos, raak hy weer kriewelrig. Teen die een muur staan 'n boekrak, 'n mini book exchange nogal. Hy wys vir die man, hy loop nie, hy gaan kyk 'n bietjie deur die boeke. Asof hy nie genoeg gaan hê om te lees wanneer hy terug by die huis kom nie, en Chanel se e-posse oopgemaak het nie, kies hy in elk geval 3 van die boeke. Hy sit dit met 2 pakke beskuit op die toonbank neer, en beduie vir die eienaar dat hy dit saam met sy kos gaan betaal. Alles op sy kredietkaart. Die man raak gesellig. Hy wys vir Hugo die ander geskenke en aandenkinkies wat alles plaaslik gemaak word deur mense van die omgewing. Nee, dankie. Hy soek nie 'n spoegdoek vir 'n baba of 'n omgehekelde afdroog vatdoek nie. Baie dankie. En hy soek regtig ook nie vatlappies met paddas op nie. Toevallig het hy Kersfees dieselfde gespoptopte handskoene van daai lap by sy suster gekry, met daai einste klein paddatjies op, en in die stadium het hy regtig nie 'n nut vir 'n groot tafeldoek nie. Hy bly in 'n relatief klein plekkie, baie dankie. Maar kyk net hoe oulik is hierdie nuwe padda, makramies, hou die ou vol. 'n Nuwe intrekker hier van ons omgewing knoop dit. Wil jy nie maar enetjie koop en dit langs jou voordeur iewers gaan ophang nie? Hier is hakkies vir jou sleutels om dit aan die stokkie op te hang. Of vir vatdoeke, as jy dit in jou kombuis wil gebruik. Nee, dankie, sy plek is regtig baie klein. Weet hy hoe desperaat die arme vroukie wat hierdie goedjies knoop regtig is? Damie man om by. Dit is mos wat die kunstenaars doen. Hulle gaan woon nou op sulke klein plattelandse dorpies soos hier by Chrissiesmeer. En dan hoop hulle om so af en toe 'n ou broodjie te kan koop met die handwerkies wat hulle maak. Shame man. Ag, verflaks, draai die man sy arm nou mors af. Daar beland die wonderlikste bord curry en rys met piesangs, bladjang en tamatie en eie sambal op sy tafel, en hy gaan sy maag vol eet vir die prys wat een of ander kunstenaar vir die padda aan die stok gevra het. Hy kyk weer na die groot paddas wat aan die stokke hang. Daar's 'n groene, 'n rooie en 'n natuurlike kameelkleur enetjie van Sisaltou. Die natuurlike een sal seker nogal oulik daar langs sy voordeur lyk soos wat die man voorgestel het. Daar het altyd 'n pottebakkersbordjie aan 'n spyker gehang wat gelees het, "Welkom tuis by pa." Sy dogter het dit seker laat maak. Maar eendag toe hy en die kinders hier kom, het die bordjie in stukkies op die dek gelê. Sedertdien het daar nog nooit weer iets aan daardie spyker gehang nie. As jy met die vroukie wat dit maak, teken die mooiste ou prentjies ook, wil jy gou kom kyk? Nee, dit sal alwees dankie. Ek sal dalk daardie makramie koop. Hugo stap terug na sy tafel toe, en die man glo waarskynlik as hy langer aan hom kom karring, sien hy hierdie local of half local ou nooit weer nie. Daarom los hy hom gelukkig uit. Behalwe dat Hugo in die stilligheid besef,
As dit is hoe die curry en rys van hierdie plek smaak, gaan hy beslis terugkom om die pastye en die sop ook op 'n ander geleentheid te probeer. Hierdie curry is voortreffelik. Uiteindelik maak hy sy aankope bymekaar en sit die makrami by. Hy betaal en sien verskriklik uit om terug te kom by sy eie houthuisie. Vir die eerste keer dink hy daaraan dat hy ook nie sal omgee as Rooikar se vrou ook nog daar in die kampie rondhang nie. As sy natuurlik weg is, sal hy blyer wees, maar as sy so aangaan om haar eie dinge daar te doen, kan hy haar seker maar verdra. Sy moet net nie in haar kop kry om een of ander tyd te wil kom kennis maak nie, want hy, wat ego is, soek asseblief nie geselskap nie. Renata skryf verder aan haar Dion en Santi storie. Na sy laatmiddag kaaskoek by Santi se buiteligwinkeltjie, ry Dion vinnig by die Spar aan. Hy's nie nou honger nie, maar hy ken homself. Laatand gaan hy dalk lus wees vir iets lekker, daarom koop hy vir homself 'n stuk kaas en gesnyde biltong, en toe ry hy terug basis toe, na sy huis toe. Saterdag aand gaan kuier hy en 'n paar vriende by een van die plaaslike kuierplekke. Daar hang vroumense ook rond, maar sy kop is skielik by Santi van die buiteligwinkel. Miskien het dit te doen met die feit dat die vrou duidelik vir hom wys dat sy nie in hom belangstel nie. Dit raak dan al hoe meer van 'n obsessie by hom. Hierdie vrou wil hy nie net uitneem nie. Hy moet haar een van die tyd slaapkamer toe ook neem. Teen 9 uur is hy uitgekuier. Hy vra vir die mense wat saam met hom gery het, of daar van hulle is wat ook wil huiswaarts keer. En natuurlik kyk hulle hom aan, asof hy almal se drankies omgestamp het. 'n Jong getroude paartjie klim egter by hom in die kar, en hy gaan laai hulle by hulle blyplek se voordeur af. Wanneer hulle instap, sien hy dat hulle beslis nie dadelik gaan slaap nie. Die aand gaan nou eers vir hulle begin. En so mis Renata se karakter Dion ook skielik iemand om in sy arms te neem. Maar hy mis nie net 'n lyf om mee pret te hê nie. Daar moet 'n bietjie meer wees. Hy soek 'n koneksie. Miskien het hy 'n stadium bereik waarop hy standvastigheid soek, 'n holte vir sy voet. Hy dink terug aan 'n paar keer in sy lewe toe sy testosteroon gemaak het dat enige iemand sou kon doen, solank dit na die tyd verligting bring en hy sy kop 'n slag vir iets anders kan gebruik. Mense is biologiese wesens en Renata se karakter Dion is 'n volbloedman. Sondag gaan 'n lang dag vir hom wees, die dat hy toe besluit om middagete by die restaurant met die lekker buffet op die dorp te gaan eet, en dan sommer net terloops by die kwekery ook verby te ry. Sondag is 'n lang dag as jy 'n kwekery en buiteligwinkel het, en dit reën soos wat dit reën, besluit Renata se karakter Santi. Hierdie is amptelik BBB weer. Bed, blond en bottel of so iets, soos wat die manne altyd spot. Santi staar deur die nevels van die deur se winkel se glas. Sy kyk na haar EcoSport wat daar buite onder die afdak staan. As sy nie so pligsgetrou was nie, en sy sommer nou besluit om plaas toe te ry, waar haar klein kothuisie agter pa se groot plaashuis staan. Haar broer het ook in die besigheid saam met haar en pa geklim. Hy moet maar self agterkom wat alles in die volgende week gedoen moet word, want hierna gaan sy afwees vir 'n week. Net sowel dat sy dit nie gedoen het nie, want 2:45 stap haar einste broer daarin. Jussem, maar het is nat, raas sy oor die weer, asof sy, wat Santi is, die reën gestuur het. Maak toe, vir wat sit jy nog hier op die dorp rond? Ek het dieselfde vraag vir jou, wat maak jy hier? Dit is jou naweek, kruip jy nie agter jou vrou se rug in, as hy weer so miserabel is nie? Vra Santi. Toe antwoord hy, ek sou haar eerder van voor af wou benader het, maar haar baba maagie raak nou so groot. Sluit, dan kom drink jy saam met my 'n dop by die huis. 'n Man moet voorwaar desperaat swanger wees saam met sy vrou,
om bereid te wees om saam met sy ouer suster 'n dop te wil drink op 'n Sondagmiddag, maar so desperaat is Santi nie self nie. Sy keer, nee dankie ou Boeddha, ek wil huis toe ry en in my eie bed gaan klim, by my se alleen selwers en slaap, tot ander week, want dit is mos my week af, jy weet. So sterkte vir die week wat voorlê vir jou. Sy wys vinnig vir hom deur die bestelboek en die aflewerings wat die week gedoen moet word. En toe klim sy in haar kar en begin ry. Sy draai van die grootpad af en by die laagwaterbruggie wat na haar hulle grond toe gaan, stop sy eers om mooi te kyk, soos wat pa altyd waarsku en geleer het. Die water loop al van eergister af bo-oor en as sy moet skat, is dit darm nie nou veel hoër as vanoggend toe sy met gemak daardeur is nie. Sy begin om stadig te ry. En eers in die helfte van die bruggie, toe die regter voorwiel oor iets gaan, besef sy dat daar 'n stomp of 'n ding in die pad beland het. Sy druk die kar in treerad en los die koppelaar, maar die blou EcoSport se engine klim net. Hy gaan nêrens heen nie. Deur agter, voor die water, staan nog 'n kar. Wag seker om te sien of sy dit gaan maak. Voordat hulle gaan probeer om deur te kom, sien sy na triespeeltjie. Daarom druk sy die kar in vuurtrek en beer vorentoe, en toe gebeur dit. Die tak wat deur die water opgelig word en die kar daarmee saam bo-oor gat oor kop domkrag. 2 wiele op die brug en die sterk stroom teen die onderstel van die kar dop dit om en daar rol dit rivier af. Die dak bokant haar kop duik in teen die klippe en die volgende oomblik stroom die water by die kajuit in. En so vat die rivier vir homself 'n bykans splinternuwe EcoSport met 'n magtelose bestuurder binne-in. Renata skryf verder. Dion kom toe van die dorp af. Voor hom staan mense in die pad en waai. 'n Kar is nou net by die laagwaterbrug wat aan die plase lei van die brug afgespoel met 'n vrou binne-in. En dit is toevallig die dame van die buitelug winkel op die dorp. Haar naam is Santi. Natuurlik sou hy dit vir enigiemand gedoen het. Dion trek van die pad af en druk sy selfoon in 'n vrou se hande. Bel asseblief, dit is my kollega se nommer by die basis. Hulle moet 'n ambulans stuur en dalk moet hulle 'n chopper in die lug kry. En toe trek hy sy baadjie en sy hemp uit, gooi dit in die kar en begin hardloop op die oewer, waar daardie blou karretjie nou in verwronge metaal gepars word deur die stroom in die klippe. Daar is krokodille, skree iemand anders, en onthou, die stroom is sterk. Maar Dion gee nie 'n duiwel om nie. Toe die kar wankelderig teen die oorhangtak van 'n ontwortelde, omgeslaane boom tot stilstand kom, spring hy in die water in. Die vrou is nog in die kar, sien hy, maar sy lê stil. Haar oë is toe, daar is bloed oor haar gesig. Sy leef, of is sy dood? Maar hoe die hel gaan hy haar daar uithaal, as sy nie kan saamwerk nie? Iemand skree sy naam, 'n end van hom af, slinger 'n persoon 'n nylon tou in sy rigting. 'n Kollega herken hy die man. Hy bind die tou om die raam van die kar se deur en iewers aan 'n tak van hierdie ontwortelde boom. En toe begin hy karring aan die deur om dit te probeer oopkry, maar dit werk nie. Die opening waar die venster was, is klein van die rol, maar as sy dalk sou kon saamwerk, kon hy haar dalkies daar uithaal. Haar veiligheidsgordel is nog vas, vervlaks aan sy gordel voel hy vir oorlewingsgereedskapie, daai mes met die saag, met die tandetrekker, wat eintlik 'n tang is. Hy moet homself ook aan die raam van die kar vashou, om nie ook 'n slagoffer van die sterk waters te word nie. En toe sny hy haar los. Wanneer hy daadwerklik begin om haar te probeer uithaal, gaan haar oë, dankie Vader, uiteindelik oop. En toe begin sy paniekerig skree en na hom slaan, behalwe dat sy weet dat sy in die moeilikheid is. Sst, ek is hier by jou, probeer Dion om haar te kalmeer. Koffie, besluit Renata. Sy sien die hele prentjie soos as hy skryf voor haar oë. Die man met die vrou in sy arms en die krokodille wat van iewers af bloed geruik het en nou optimisties naderkom. Daarom moet sy nou koffie kry om te probeer uitwerk hoe sy vir Dion en Santi nie net uit die water gaan kry nie, maar ook in mekaar se arms.
Met haar beker koffie in haar hande, staan sy en uitkyk na die hek van die palekampie, en toe verskyn daar ligte uit die misreën, en sy hoef nie vreeslik mooi te kyk om te weet, dat dit die bakkie is wat aan Adam, die mooi inspirasie van haar eilandstories, behoort nie, en daar mis haar eie hart amper ook 'n slag, maar sy weet, sy behoort nie vir die man te val nie, wat hier gebeur, is net tydelik. Hugo ry deur die hek van die palekamp. Hy sal nie te opsigtelik kyk nie. Dit is gelukkig nie nodig nie, want tussen die pale van die stoorkamer agter die lapa sien hy dat daar 'n rooi kar geparkeer staan. Naby sy huis het 'n trappe, draai hy sy bakkie om, sodat hy agteruit kan ry tot teen die trappe wat oploop na sy dek. Hugo laai net sy laptop en kamera toerusting af en stap vinnig op. Dit is lekker om by die huis te wees. As hy dan tot 'n binneste van 'n ruimte beperk moet wees, los hom verkieslik liewer in sy eie huisie. Terwyl hy van die winkel afgery het, het sy selfoon verskeie kere geraas. Hy gaan sit in een van die eetkamerstoele en begin blaai na sy foon se WhatsApps. Die meeste boodskappe kom van Chanel af. Hy het dit nie anders verwag nie. Dit is maandag. Hulle werk seker daai kant. Waar dit ding is hy, vra sy. Sal hy asseblief iewers tot stilstand kom en opkom vir suurstof? Daar is stories om na te sien en op die app te sit. Hou hy nou permanent vakansie of werk hy daarom nog soort van vir Van Ryn uitgewers? Dramaties, soos altyd, Chanel. Hy antwoord, ontspan, ek doen dit dadelik. En toe skakel hy dadelik sy rekenaar aan. Daar is nie minder nie as 7 stories wat op hom wag nie. Sy eie storie is ook daar, die een waar Theophilus Ramsgate verlief raak, met sy vrou, eers liefde maak met sy vrou in Londen, voordat hy op die skip geklim het om Suid-Afrika toe te kom. Die een wat hy onder Don Juan de Boertjie begin skryf het. Hy het nie Don Juan de Marco gebruik nie. Nee man, hy is 'n boerseun en hy is erg trots daarop. En hy is trots op sy storie so ver. Hy het dit mos wintersliefde genoem. Die volgende hoofstuk wat hy gaan instuur, is waar hy probeer selfmoord pleeg het, deur homself aan 'n boom op te hang, en daar het hy vir Letty ontmoet. Nou ja, die feit wat hy amper oor kan blom, is dat Chanel skryf, dankie tog, uiteindelik iemand wat jou onder die grond kan inskryf, Hugo. Dit kon jy gewees het. Hierdie storie is perfek en foutloos, uitstekende taalgebruik. Amper skryf hy, dankie, 'n groot kompliment komende van jou, maar hy sal nie, sy mag nie weet dis hy nie. Hy lees die stuk in elk geval weer vinnig deur, en toe sit hy dit op die app, sonder om te veel kommentaar daaroor van Chanel ook aan te stuur. Daarna wend hy hom tot die volgende stories. Word vervolg.